Goeiemôre en baie welkom hier by Herleef op Kruiskyk TV. My naam is Cornelius Lou en vanoggend wil ons net weer eens baie jammer sê dat ons nie laasweek 'n opname of 'n program gehad het op Kruiskyk TV nie. Ons was laasweek so 'n bietjie besig met die afsterwe van my skoonpa en dit is die hoof fokus of die hoof inspirasie vir vanoggend se boodskap. En ek wil vanoggend vir julle sê, julle is welkom, baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Herleef om te luister na dit wat ons hierso doen. Nou vanoggend wil ek net vra dat julle solank julle Bybels vir my oopmaak by Psalm 90 vers 12. Dit is waar my hoofgedagte gaan uitkom. En die titel vanoggend van ons boodskap is die belangrikheid van tyd. Hierdie afgelope 2 weke wat ons besig was met my skoonpa se reëlings en alles en julle sal nou weet hoe dit is, jy weet in tye van rou en tye van beplanning wanneer die begrafnis moet plaasvind en in hierdie tyd besef 'n mens hoe kosbaar jou tyd eintlik is. Jy weet daai laaste minuut, daai laaste dag, daai laaste paar uur. Ek wil vir julle vanoggend sê en ek wil julle bemoedig met die volgende en dit is dat maak gebruik van al die tyd wat jy het. Maak gebruik van al die tyd wat jy het. Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer eens hier by mekaar kan wees. Here, om rondom die woord te kan sit en te luister na dit wat U vandag vir ons wil sê. Here, vanoggend wil ek vra, Here, neem beheer van my lippe. Here, dat ek net sal spreek en sê, so sê die Here. Here, vanoggend wil ek vra, neem leiding van hierdie boodskap, van hierdie preek, en dat die regte oor dit sal hoor. Here, ek wil bid, Here, dat U van sitplek tot sitplek, van oor tot oor sal beweeg, Here. Here, en dat die Heilige Gees, Here, vanoggend beheer sal neem, Here. Here, wanneer ons hierdie woord spreek, en Here, vanoggend bid ek, Here, dat die Heilige Gees ook die naprediker sal wees, Here. Here, van hierdie boodskap. Here, ek bid dit vanoggend, Here, nie in my naam nie, Here. Here, maar in die naam bo alle name, en dit is Jesus Christus. Amen en amen. Nou, soos ek gesê het, vanoggend is julle welkom. Ek groet julle in die wonderlike naam van Koning Jesus. Jy weet, hy is die naam bo alle name. En wanneer Jesus op 'n toneel kom, verander die onmoontlike in die moontlike. Jy weet, ek het een keer by 'n diens het ek voor ek begin het ek getuig van my en my vrou se pad wat ons geloop het. En die mense wat ons persoonlik ken sal weet dat ons het baie lank gesukkel om swanger te raak. En ons was dokter in, dokter uit, ons het verskillende medikasie probeer. En dit het so op 'n punt gekom dat 'n dokter eendag vir ons gesê het dat Marna sal nooit kinders kan kry nie. As gevolg van haar omstandighede sal sy nooit kinders kan kry nie, as gevolg van haar mediese omstandighede. En jy weet, en ons het dit nie gevat as 'n diagnose nie, ons het aanhou vertrou, ons het aanhou bid. En soos ek altyd sê, die Here het maar net sy manier, sy sin van humor, en hy seën ons toe met Caleb. Caleb is gebore, en dit was 18 maande daarna, en toe hoor ons dat ons verwag met Kayla, ons tweede dogtertjie ook. So, en daar is dit net weer eens 'n bewys dat wanneer die Here op 'n toneel kom, verander hy dit wat die mens sê is onmoontlik in die moontlike. Maar kom ons gaan gou vanoggend in die woord en soos ek gesê het, my titel van vanoggend is die belangrikheid van tyd. En as jy jou Bybel weer oop het, kan jy slank vir my blaai na die boek van Psalm 90 vers 12. Nou so ek glo en vertrou dat jou Bybel is oop daar by Psalm 90 vers 12 en soos ek gesê het, ons titel vandag is die belangrikheid van tyd. Die belangrikheid van tyd, ek beklemtoon dit verskriklik baie vanoggend, want mens besef net eintlik hoe min tyd is wanneer jy in 'n tyd sit van rou en afsterwe van 'n familielid. Nou, wanneer ons kyk na die woordjie tyd,
Wanneer ek vanoggend fokus op die woordjie tyd, wil ek vanoggend hê dat ons moet besef dat tyd is 'n kosbare geskenk van God. Dis 'n kosbare geskenk van God wat hy vir elkeen van ons gee, en dit hang van ons as mens af hoe ons hierdie tyd wil gebruik en hoe ons dit wil spandeer. Nou, wanneer ons na die Bybel kyk, leer dit dat ons moet ons tyd wys gebruik. Dit wat ons doen met ons tyd, moet ons wys gebruik, want ons tyd is beperk. Elke persoon wat op hierdie aarde loop, elkeen wat in 'n fisiese liggaam is, het 'n beperkte tyd op hierdie aarde. Nou in Psalm 90 vers 12 lees ons dat leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. Psalm 90 vers 12 lees ons dat leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. En nou wanneer ons na hierdie vers lees, herinner dit ons daaraan dat tyd wat vir ons gegee is, 'n gawe is. En hoe ons dit gebruik, weerspieël my en jou verhouding met God en ons prioriteite in ons lewe. Nou, ek wil vanoggend fokus op 3 maniere hoe ons tyd moet bestee, en die heel belangrikste ene wat ek vanoggend op wil fokus, en wanneer ek sê hoe ons tyd moet bestee, bedoel ek hoe die Bybel sê dat ons dit wys moet bestee, want dit is beperk. Nou die eerste belangrike of die belangrikste manier om jou tyd te spandeer is om tyd saam met God te spandeer. En hierdie is 'n baie belangrike eienskap of sleutel, as ek dit so kan sê, want stilte tyd met God is die beste tyd wat jy in jou dag kan spandeer. Hierdie tyd is nodig om geestelik te kan groei en om ons geloof te versterk. Ons lees daar in Jesaja 40 vers 31 wat vir ons sê dat, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en raak nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie uitgeput nie. Jesaja 40 vers 31, ons lees dit geweer, dit sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke en hulle hardloop en raak nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie uitgeput nie. Nou soos ek vanoggend vir julle gesê het, ek wil fokus op die heel eerste manier hoe jy jou tyd wys kan gebruik, en dit is om tyd saam met God te spandeer, en die eerste manier hoe jy tyd saam met God kan spandeer, is deur gebed. Nou, wanneer ons kyk na gebed, weet ons dat gebed is 'n intieme manier om met God te kommunikeer. Dit stel jou in staat om jou vrese, jou hope en jou drome te deel, terwyl jy in dieselfde tyd ook leiding en troosting ontvang van die Heilige Gees. Nou, gebed bring 'n gevoel van vrede en perspektief in moeilike tye. So wanneer jy jouself in 'n moeilike situasie bevind, weet jy dat wanneer jy in gebed na die Here toe gaan, dat hy vir jou perspektief sal gee en die vrede net wat die Here vir jou kan gee. Nou die tweede manier wat jy jou tyd wys kan gebruik saam met God, ons het eerstens gesê, dis gebed. Tweedens is om Bybelstudie te doen, om die Bybel te neem en dit te bestudeer. Onthou, in 'n vorige opname het ons gesê die verskil tussen om 'n Bybel te lees en om 'n Bybel te bestudeer, en ons gaan nou nie vandag weer baie diep daarin ingaan nie, maar wanneer ons kyk na Bybelstudie, moet ons besef dat ons het nou gelees dat ons moet ons tyd wys gebruik. En die enigste manier om daai wysheid te bekom, is om na die bron toe te gaan. Nou, Bybelstudie, wanneer ons kyk na Bybelstudie, die Bybel
is 'n bron van wysheid. Dit gee vir ons inspirasie as ook waarheid. En deur Bybelstudie kry jy 'n beter begrip van God se plan en sy wil vir jou lewe. En wanneer ons Bybelstudie doen, help dit ons om ons geloof te versterk en elke omstandighede wat jy deurgaan, goed of sleg. Maar meeste van ons is maar gewoonlik geneig dat wanneer dit sleg gaan, is ons geneig om weg van die woord af te beweeg. Ons is geneig om minder te bid. Ons is geneig om minder die aangesig van God te soek. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat wanneer jy sit met jou Bybel in slegte omstandighede, help dit jou om hierdie spesifieke omstandigheid, so byvoorbeeld in ons geval is nou die afsterwe van my skoonpa, dit help jou om hierdie hele situasie en hierdie omstandighede deur die lens van hoop te sien, want daar is hoop. Daar is hoop wat op pad is, daar is hoop wat vir jou gegee is, en dit is deur die woord van Jesus Christus. Dan sê nou, wanneer ons kyk na die derde en die laaste manier hoe ons tyd wys saam met God kan spandeer, is deur onthou, ons het nou gefokus op gebed, Bybelstudie, nou is ons by die derde een en die finale een, en dit is aanbidding. Aanbidding is 'n daad van lof en dankbaarheid wat ons help om naby God te voel in alle omstandighede. Aanbidding versterk ons as mens se geloof, en vandag wil ek vir jou sê, dit herinner jou ook aan die wonder en die goedheid van ons Skepper, ongeag van ons lewensomstandighede, wat ons huidiglik deur mag gaan. En wanneer ons kyk na 'n kombinasie van hierdie praktyke wat ons nou na gekyk het, die gebed, die Bybelstudie, die aanbidding, moet ons besef dat dit maak ons sterker in ons geloof eerstens, en ook meer kragtig tydens uitdagings. So wanneer daar uitdagings op jou lewenspad kom, is jy voorbereid om dit te hanteer, die manier hoe die Here wil hê ons moet hanteer. Nou die tweede manier hoe ons tyd wys kan gebruik, onthou ons het nou gesê die eerste een is om tyd saam met God te spandeer, en ons het gekyk hoe ons tyd saam met God kan spandeer. Nou die tweede een is om tyd saam met jou gesin te spandeer. En wanneer ons kyk na gesinstyd, weet ons dat dit is 'n belegging. Dit is 'n belegging, luister volgens mooi, wanneer jy tyd met jou gesin spandeer, is dit 'n belegging in liefde en in verhoudings. Nou kom ons kyk wat leer die Bybel ons daar in Efesiërs 5 vers 15 tot 16, en dit sê vir ons, let dus sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandige mense nie, maar as wyse mense wat die beste gebruik maak van elke geleentheid. Ons lees dit gou weer. Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Let dus sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandige mense nie, maar as wyse mense wat die beste gebruik maak van elke geleentheid. Nou vanoggend weet ek, dit klink baie eenvoudig die woord wat ek gee, maar baie van ons is so besig om te werk, ons is besig met die wêreldse dinge, dat ons die basiese vergeet. En wanneer jy op die einde van jou lewenspad kom, dan besef jy dat die tyd wat jy eintlik gehad het, het jy nie op die regte manier spandeer nie. En dis hoekom ek vanoggend hierdie boodskap vir julle wil gee. Nou vanoggend mag jy dalk vra, hoe kan jy op 'n wyse manier, onthou wanneer ek praat van gesinstyd, praat ek nou nie van om finansiëel net geld te gee en om dinge te doen wat geld kos nie. Ek praat om tyd te spandeer op 'n wyse manier. Nou Cornelius, hoe kan ons wyse tyd saam met ons gesin spandeer? Kom ons kyk gou 'n bietjie vanoggend wat kan ons doen. Nou die eerste een wat ek op wil fokus is om gesamentlike tyd in gebed te spandeer. Jy as die pa van die huis, jy roep jou gesin by mekaar en julle gaan gesamentlik tyd in gebed spandeer. Nou wanneer gesinne saam bid, deel hulle drome, hulle bekommernisse en hulle dankbaarheid met God. Dit bevorder 'n gevoel van eenheid in die gesin, as ook vrede
aangesien almal in die huishouding betrokke voel by 'n gemeenskaplike doel om God se leiding te soek. Die tweede ene, hoe jy wyse tyd met jou gesin kan spandeer nadat julle in 'n gesamentlike gebed was, kan jy gesels oor God. Hierdie tipe gesprekke is 'n geleentheid vir gesinne om vrae oor geloof te bespreek, om insigte te deel en om 'n dieper begrip van geestelike leerstellings te ontwikkel. Wanneer jy gesels oor God as 'n gesin, bring dit gesinne nader aan mekaar met 'n gedeelde fokus net op God. So julle deel vir daai paar minute of vir daai tydjie wat julle saam tyd spandeer om oor God te gesels, fokus julle gesamentlik as 'n gesin vir daai tydjie slegs op God. Nou die derde manier, en hierdie een gaan baie eenvoudig klink, maar dit is net om saam te wees. Om saam te wees. Ek sê in die week vir my vrou, het ek vir haar gesê dat elke sekonde is vir ons belangrik om met ons kinders te spandeer, om met mekaar te spandeer, dat wanneer die een of ander eendag nie meer daar is nie, is die herinneringe die enigste ding wat agterbly. En die derde een wat ek op wil fokus, is om net saam te wees, om kwaliteit tyd saam te spandeer as 'n gesin, met jou kinders, as man en vrou. En soos ek gesê het, hierdie enetjie gaan baie eenvoudig klink, maar wanneer ons kyk na dit, is dit eenvoudig net om saam te eet, saam te gaan stap, stories te deel, saam Bybel te lees, en hierdie geleenthede, hierdie aktiwiteite, bied gesinne, vir ouers, vir kinders, die kans om hulle bande te versterk en mekaar te waardeer. Hierdie oomblikke saam as 'n gesin herinner gesinne aan die belangrikheid van liefde, omgee en die gesamentlike strewe na 'n sinvolle en 'n gelukkige lewe in Jesus Christus. En deur as 'n gesin om hierdie aktiwiteite saam te beoefen, kan gesinne nie net nader aan mekaar groei nie, maar ook hulle verhouding met God verdiep. Nou net om 'n kort opsomming te maak, gaan ons net geweer terug. Onthou, ons het gesê ons wil ons tyd begin leer om wys te gebruik. En ons het gesê die eerste manier is om tyd saam met God te spandeer. Die tweede een was om tyd saam met jou gesin te spandeer. En die derde een, en ek het hom spesifiek gehou vir laaste, want onthou, dit is maklik om tyd saam met hulle te spandeer, maar voor jy dit saam met hulle kan spandeer, moet jy die keuse maak om tyd te maak. So my derde een is om tyd te maak, en ek wil eintlik hierdie enetjie bietjie net fokus, en ek wil sê, dis baie belangrik dat ons tyd vir God moet maak, wanneer ons tyd wys wil gebruik. Daar's 'n verskil om tyd saam met God te spandeer, en om tyd vir God te maak. Nou, baie keer raak ons so besig, ek weet ons almal lewe in 'n baie besige lewe, ons is besig met ons werk, ons is besig met ons bedieninge, ons is besig met dit en met dat, en baie keer wanneer ons so besig raak, is ons geneig om tyd vir God af te skeep. Ons is geneig om tyd vir God af te skeep, omdat ons so besig is met ander dinge, dat ons nie stil sit en bietjie vir God sê, nou is dit net ek en u nie. Dit is nou vanoggend bietjie ek en God se tyd, ons gaan so bietjie gesels. Nou, ek wil gou verwys na die skrif in Matteus 6 vers 33, en ek wil dit vanoggend as 'n herinnering vir jou gee, wat sê dat soek eerstens die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Matteus 6 vers 33, dit sê vir ons dat soek eerstens die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En vanoggend wil ek hierdie tydjie neem net om elkeen wat kyk aan te moedig, en ek wil jou bemoedig. Ek wil vir jou sê dat ons moet 'n bewuste keuse maak om ons verhouding met God bo alles te wil stel. Dit moet 'n bewuste keuse maak dat jy God bo alles wil stel. En wanneer ons dit
wil doen, moet ons weet dat daar sekere prioritisering in ons lewens wat moet plaasvind. Daar sekere dinge wat ons gaan moet skuif, om vir God heel bo te kan sit. Nou, ek wil vanoggend vir jou sê dat om God eerste in jou lewe te stel, transformeer jy nie net jou persoonlike geloof nie. Vanoggend wil ek net hê, sit gou neer die foon, haal jou fokus af van dit om jou, luister gou vir my. Deur God eerste te stel in jou lewe, transformeer nie net jou eie persoonlike geloof nie, maar ook hoe jy jou daaglikse lewe benader. Dit hoe jy na jou omstandighede kyk. Dit hoe jy dit benader. Nou ek wil vanoggend afsluit deur die volgende vir julle te sê, en ek het dit in die begin ook genoem. Tyd is baie beperk. En ons moet dit wys gebruik. Tyd saam met God, tyd saam met jou gesin, maak tyd vir God. Kom ons gaan kyk gou wat sê Kolossense 4 vers 5, en dit sê vir ons dat wandel in wysheid by die wat buite is, en benut die tyd. Vanoggend wil ek vir elkeen wat luister, vir elkeen wat ingeskakel is, ek wil vandag vir jou uitdaging gee. En dit is dat elke dag wat jy lewe, ek wil hierdie uitdaging vir jou gee, om elke dag te leef as 'n gawe van God. Lewe elke dag, elke tyd, elke minuut, elke sekond as 'n gawe van God. Met die wete dat hoe jy jou tyd gebruik, hoe wys jy jou tyd gebruik, dat dit jou verhouding met God, jou verhouding met jou familie en jou lewensdoel gaan weerspieël. Vanoggend wil ek hierdie by julle los, ek wil vir julle sê dat tyd is baie min, maak die beste daarvan, dat wanneer jy eendag nie meer hier is nie, dat die wat agterbly, sal weet, dat ek het tyd spandeer. Ons het tyd spandeer. Ons het tyd met mekaar spandeer. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Here, ek weet, Here, dat daar's iets wat U vir iemand wil sê. Here, al is dit nie vir 'n skare mense vanoggend, al is dit net vir een persoon. Vanoggend bid ek, Here, dat die oor wat dit moes gehoor het dit vanoggend gehoor. Vader, baie dankie vir die woord wat uitgegaan het. En Here, mag U ons net seën in hierdie nuwe week wat ons in beweeg by die werk, tussen ons familie, met ons gesin. Vanoggend is my kort gebed, Here, dat U vir ons sal leer om ons tyd wys te gebruik en nie om ons tyd te mors met dinge wat nie sin bring in ons lewe nie. Vader, baie dankie, Here, vir U bonatuurlike beskerming wat nou by ons sal wees in hierdie week waar ons mag beweeg. Tot ons volgende week weer mekaar sien hier op Kruiskyk TV. Bid ek nou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Nou ons wil vanoggend baie dankie sê dat jy soos elke Sondag tyd afgestaan het om te luister na die woord wat ons hierso gee. En ons wil julle aanmoedig om volgende Sondag weer in te skakel om 11:30. En as jy dit mis, as jy die lewendige uitsending op TV mis, is jy meer as welkom om na Facebook of YouTube toe te gaan. Die programme sal ook daar wees, maar dit word ook weer herhaal elke Woensdag om 9:00 op Kruiskyk TV. Ek wens vir julle 'n geseënde week vorentoe en ons sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV.